1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Heksie en Blommie sing in die straat. Koning Rosekrans, die koning van Blommeland, het al sy kabouters bymekaar geroep en hulle sit nou op die groot grasperk voor sy paleis. Almal wonder wat koning Rosekrans gaan sê. Hy laat hulle net roep as dit iets belangrik is. Blommie kabouter en liewe heksie is ook daar. Hulle sit eenkant onder 'n ou wilgerboom. Heksie kou in 'n blaar en sê: "Blommie, wat dink jy wil die koning Rosebaard vir ons sê? Dink jy hy is kwaad oor iets?" "Ag, waaroor sal hy kwaad wees, heksie?" vra Blommie. "Maar hy sal kwaad wees as jy hom Rosebaard noem. Onthou, sy naam is Rosekrans." "Haai Blommie, ek het vergeet. Ek weet nie altyd van name nie. Maar sst, moenie so baie praat nie. Hier kom die koning." Blommie wil nog iets sê, maar die koning staan reeds op die grasperk tussen die kabouters. "Stilte," sê die koning. "Weet julle waarom ek julle hierheen laat kom het?" "Haai, nee, koning Rosedoring. Hoe sal ons weet as jy 'n koning nie sê nie?" sê liewe heksie. "Sst, heksie," maak Blommie haar stil. "Ja, maar die koning sê dan..." "Ja, ek wil sê waarom ek julle laat roep het," sê die koning voor heksie verder kan praat. "Blommeland moet 'n hospitaal kry." "Haai koning Roseboom, wat is 'n hospitaal?" vra heksie. Die kabouters lag lekker en die koning ook, maar hy sien heksie trek haar hoed oor haar oë omdat sy skaam is en hy sê: "Heksie, 'n hospitaal is 'n plek waarheen siek kabouters gaan om gesond te word." "Ag, ek word sommer by my eie huis gesond," sê heksie. "Ek drink net 'n bietjie kosteralie, kasterboomolie, kasterolie," fluister Blommie hard, en sy ore word bloedrooi toe die ander kabouters lag. "Stilte," sê koning Rosekrans met 'n kwaai stem. "Ja, heksie, maar kasterolie kan nie al die siektes gesond maak nie. Soms is die kabouters baie siek en dan moet hulle 'n plek hê waar hulle in 'n mooi wit bedjies kan lê en waar verpleegsters en dokters na hulle kan kom kyk." "Ek wil 'n verpleegster word," sê heksie opgewonde. "Dan lê ek ook in 'n mooi wit bedjie en dan..." "Lavinia heks, sal jy nou stil bly? Ek wil klaar praat," sê die koning. Hy is nou baie kwaad. "Ekskuus koning Roseboom," sê heksie en laat haar kop sak. "Toe maar, moenie huil nie," sê die koning. "Jy kan 'n verpleegster wees as jy wil, maar ons het nog nie eens 'n hospitaal nie. En heksie, dis die siek kabouters wat in die bedjies lê, nie die verpleegsters nie. Hulle moet die siek kabouters oppas." "O," sê heksie. "Nou ja, om so 'n hospitaal te bou, moet ons geld hê en julle, die kabouters van Blommeland, moet die geld vir ons bymekaar maak." "Dit sal darm moeilik wees, o koning," sê Blommie. "Waar gaan ons die geld kry?" "Daaraan moet julle self dink," sê die koning Rosekrans. "Maar elkeen moet geld bring vir die hospitaal en die een wat die meeste bring, kry 'n prys. Oor 14 dae moet julle weer hiernatoe kom en dan wil ek sien hoeveel geld ons bymekaar gemaak het." Die aand sit Blommie en liewe heksie op heksie se stoep en hulle wonder wat hulle kan doen om geld te kry. "Wat dink jy gaan ons doen? Blommie?" vra heksie. "Ek weet nie," sug Blommie. "Ek weet," skree heksie skielik so hard dat Blommie byna van sy stoel afval. "Wat, heksie?" vra hy toe hy klaar geskrik het. "Kom ons vat 'n blikkie en dan gaan staan ons op die hoek van die straat in die stad en dan hou ons die blikkie dat mense geld daarin gooi. En dan sê ons: geld vir Blommeland se kabouterhospitaal, geld vir Blommeland se kabouterhospitaal." "Toe Blommie, laas toe ons by Karel Kat in die stad gekuier het,
Het ek gesien mense maak so as hulle geld wil hê vir iets. Dis nogal 'n goeie plan, Heksie, sê Blommie en klap sy hande. Jy is darem maar slim, weet jy? Ag, nie eintlik nie, sê Heksie skaam, maar sy dink ook sy is slim. Sommer die volgende oggend vat Heksie en Blommie 'n blikkie en gaan stad toe. Op 'n straathoek waar baie mense verbyloop, gaan staan hulle. Heksie gooi 'n rand in die blikkie en begin dit skud, sodat dit 'n harde geraas maak. Sy en Blommie roep saam: "Geld vir Blommeland se kabouterhospitaal." 'n Vrou gooi 'n rand in. "Dankie mevrou Antie," sê Heksie. "Heksie, jy moet sê dankie mevrou of dankie tannie, nie albei nie." Nog iemand gooi toe 'n rand in. Maar toe staan hulle lank sonder dat iemand iets ingooi. Blommie is naderhand moedeloos. "Ons sal nooit genoeg geld kry nie, Heksie. Die koning sal baie kwaad wees as ons net 3 rand bring. 'n Mens kan nie eens 'n baksteen daarmee koop nie." "Wat wil ons met 'n baksteen maak?" vra Heksie. "'n Mens bou mos huise en goed met bakstene." "Wat wil ons bou?" vra Heksie. "Ons wil 'n hospitaal bou, Heksie." "O ja, ek het 'n bietjie vergeet van die hospitaal. Maar ons het te min geld, hè Blommie?" "Ja," sug Blommie. Heksie krap haar kop en skielik sê sy: "Ek weet, kom ons sing, dan luister die mense en dan gooi hulle geld in ons blikkie, omdat dit vir hulle mooi is." "Ons kan mos nie mooi sing nie, Heksie," sê Blommie. "Sis, jy weet ek kan mooi sing. Jy hou jou nou net snaaks. As jy skaam is om te sing, kan jy net maak en ek sal die woorde sing. Toe Blommie." Blommie wil nie Heksie se hart seermaak nie. "Nou goed dan, kom ons sing." "Maar wat?" "Die liedjie van My liewe kokke Heksiekie," sê Heksie. "Dis eintlik My liewe kokke Nennetjie," sê Blommie. "O," sê Heksie, "nou kom ons sing dit." "Goed," sê Blommie en hy begin sing. "Daar was eenmal 'n weewenaar, so by die 40 jaar." "Nee man Blommie, jy moet begin by My liewe kokke Heksiekie, my liewe kokke Heksiekie, my liewe kokke Heksiekie." "Dis kokke Nennetjie, Heksie, en jy moet 'n wysie sing," sê Blommie. "Maar ek sing mos 'n wysie. My liewe kokke Nennetjie, my liewe klein dingetjie, almal het maats, net ek en nie," sing Heksie op een noot. Toe Heksie klaar gesing het, klap die mense hande. Sy buig vooroor en skud die blikkie en roep: "Geld vir Blommeland se hospitaal." Die keer gooi mense meer geld in die blikkie. Party gooi glad 5 of 10 rand in. "Sien jy Blommie, ek het mos gesê hulle sal geld gee as ons sing," sê Heksie terwyl sy die blikkie skud. "Toe, sing nog iets," sê iemand. "Goed, wat wil julle hoor?" vra Heksie. "Heksie, jy kan dit nie vra nie. Ons ken mos nie alles nie," sê Blommie benoud. "Kom ons sing dan gou Oom Bossie van die Bosveld," fluister Heksie. En Blommie begin sommer sing. Oom Bossie van die Bosveld, 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 Oom Bossie van die Bosveld met sy stokkies baard. Die mense klap hande. "Nou is dit Heksie se beurt," sê 'n seentjie. Heksie gaan staan mooi regop, skuif haar swart hoed reg, vou haar hande oor haar maagie, maak haar keel skoon en wag tot almal doodstil is. Toe sing sy: "Oom Bossie van die Bosveld." Maar sy sing weer alles so op een noot, soos sy mos maar altyd maak. Toe sy klaar is, gooi die mense so vinnig geld in, dat Heksie en Blommie moet spring om die geld, wat die blikkie misval, op te tel. Daardie aand het Heksie en Blommie sommer baie geld vir Blommeland se hospitaal. Vir 14 dae sing hulle so op die straathoek, en elke dag gee die mense vir hulle geld vir die hospitaal. Uiteindelik breek die dag aan vir al die kabouters om weer by koning Rosekrans se paleis bymekaar te kom, om vir hom die geld te gee wat hulle bymekaar gemaak het. Heksie en Blommie se sakke is so swaar dat hulle dit saam moet dra. Die koning tel die geld en Blommie en Heksie se is die meeste. "Die prys gaan aan liewe Heksie en Blommie kabouter," sê die koning.
Ons het nou genoeg geld om die hospitaal te bou en om vir Blommie en Heksie elk R50 te gee as prys. Hoera, skree die kabouters. Haai, sê Heksie. Ek weet nie wat ek met so baie geld gaan maak nie. Fluit, fluit. My storie is uit.